Ons is op pad Northam toe van Britse kant af en ons gaan nou hier oor die Pienaars rivier. Kyk, wanneer jy nou hier instap, is hier 'n kitchenette. Hier is 'n klompie wild. Hier zo. So hierdie is 'n vangkraal. Lekker koel watertjies. Lekker koel watertjies, professor. Wees slim, skryf in. Ons is op pad Northam toe van Britse kant af en ons gaan nou hier oor die Pienaars rivier en hierso kan jy sien hoe raas die Pienaars rivier soos hy hier oor die stroomversnellings gaan. Goeie geselskap by my. Die plaas is so 10 kilometer met hierdie grondpad. Dis 'n redelike rybare grondpad, 'n harde, stewige rybare grondpad, bietjie sinkplaat. Maar heel normaal. Okay, nou is ons van die hoofgrondpad af. Nou is ons op basies 'n plaaspad of 'n servituutpad. Mooi bosveld hierso. Heel rybare paadjie. Okay, en so is ons nou nog steeds op die servituutplaaspad. Kom maar hierso so in die bos in. Ons het nou van drywer verwissel. Ek moet hekke oopmaak. Okay, wanneer jy op die plaas kom, is dit wat jy sien. Ons dan nou daar by daai hek ingekom. Hier was onlangs 'n veldbrand. Die veld het nou al bietjie uitgeloop. So moenie skrik as jy sien die bome lyk 'n bietjie gebrand en so nie. Hier was 'n veldbrand en dis maar natuurlik. Kom ek wys net gou die wildtuining vir julle. Die wildtuining lyk natuurlik nie altyd oral reg rondom die plaas dieselfde nie. Ek sien hy is geelektrifiseer aan die binnekant, baie effektief. Die draad self is al oud en geroes. Is dalk die rede ook hoekom hy so behoorlik geelektrifiseer is. So, en hy's lekker standaard hoogte. 2.2 meter. So ja, soos hierdie wildtuining nou hier is, as hierdie elektrifisering werk, ek gaan dit nou nie toets nie. Maar as die elektrifisering werk, gaan dit 'n baie effektiewe wildtuining wees, want hier is 'n hele paar elektriese drade hierdie. Die wildtuining self is al bietjie oud en geroes. Okay, mens kom nou van hier af ingery. Hierdie die herberg is maar 'n klein bosherberg, hier Bush Lodge. Is so in die middel van die plaas. En dan is dit nou wat jy sien as jy hier aankom. Ja, sien ek agter die sonpanele sien ek, want dit lyk soos werkershuise. Okay, wanneer jy nou by die herberg aankom, as jy dit, ek noem dit, sal dit 'n bosherberg noem, 'n Bush Lodge. Baie mooi bome hierso, hier's 'n lekker ou willevy wat lekker skaduwee gooi hierso en so aan. En hierdie is 'n marula. Lekker mooi. Skadubome. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit hier binne. Okay, wanneer jy nou hier instap, is hier 'n kitchenette. Hier is nie Eskom krag nie, dis
sonkrag. Die afwerking op die vloer, hierdie tipe teels. Hier is 'n badkamer. Dit lyk my maar net 'n hier is 'n stort ook. So stort. En 'n toilet en 'n wasbank. En dan hierso is die kuier area, die sitkamer area as jy dit so kan noem. Afwerking is maar oral dieselfde. En dan hierso is 'n slaapkamer. So hierdie gedeelte, die hoofgedeelte, het net een slaapkamer. Maar hier is ander slaapkamers ook, ek sal nou vir julle gaan wys. Sonkrag, so die krag is altyd aan. Dit is nie beerdkrag. Load shedding nie. Sit daai nou af, ek gaan hom nie nou afsit nie. En kyk, as jy hier uitstap, nou weer, hierso is ook kamers. So gaan nou nie alles in detail deurstap nie. Maar dit is net 'n kamer, hier is nie 'n badkamer of niks nie. En hierso. Selle. Okay. En dan daarso, daar is net 'n badkamer, kom stap gou so toe. O nee, weet jy wat? Hierso, ons was nou hier gewees en toe het ons na hierdie ander kamers toe gestap. Maar hierso is nog 'n vleuel, maar hulle is nie aan mekaar verbind nie. Hulle is nie met 'n deur aan mekaar verbind nie. Hier is nog 'n vleuel wat ook 'n badkamer is, basies 'n spieelbeeld van die ander. Hy het ook 'n kitchenette en hulle het nou hierso nie sitkamermeubels nie, hulle het nou hierso nog beddens en goed en dan ook 'n hoofslaapkamer. So hier's 2 sulke vleuels hierso en dan is daai ander 2 kamers wat ek nou afgeneem het, okay. Ons is nou hier uitgekom, ons is nou nie nog geen op die stoep. Dan hierso is die sonpaneel installasies. Ek sien hier is ook slaapplek as jy moet. Maar hierdie is die sonpaneelkamer, eintlik is dan met ander woorde 'n semi buitekamer, alhoewel hier is beddens en dinge as jy regtig ekstra plek nodig het. Ja, so dis hoe dit lyk. Hier lyk en dan wil ek net gou daai buitebadkamers ook gaan kyk en daar so is 'n houtjie lykie. Okay, so daar is waar ons nou was, die hoofgeboukie maar sê. As hier nog so 4 maakplek kuier lapa effek. En hierdie ek sien dis 'n kombuisie vir as jy hier buite kuier. Of is dit 'n werker? Hy sê ek kan nou nie lekker uitmaak nie. Dis ook sonpaneel installasies, maar hier is kombuiskassies en goed. Ek weet nie of dit bedoel is vir wanneer jy hier buite kuier en of dit is vir wanneer vir die swarte dalk nie. Maar en ons hier so ook 'n buitebadkamer. Ons net kyk. Sy oop. Ja. So is 'n nog maar 'n buitebadkamer. En ja, met ander woorde, daar is die hoofgebou. En so. Mooi veld, kyk hierdie mooi bome. Die drink- en voerplekkie sommer hier by die kamp. Jy kan 'n bietjie die bokkies kyk as hulle hier kom. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Ons gaan sommer hier naby die kamp vir ons 'n veldontleding doen. Daar is die kamp aan die verte. Nou, die grond is 'n harde grond. Hy's 'n rooierige grond met 'n turfheid in hom. Maar dit is nou nie 'n turf
wat ek sal sê jy gaan in vassit en so nie. Ek wil vir julle gou wys die mooi bome en plante groei hierdie. Hierdie is nou harde kool. Daai ook, is harde kool. En hierdie een wat hier so uitsteek is ook harde kole. En dan hierso is 'n willevy. Weet jy wat, is hierdie harde kool? Kom ons gaan kyk gou. Nee, weet jy wat, dis nie harde kool nie. Is iets anders. Ek kan hom nie lekker nou identifiseer nie. En hierdie ander wat hierso, soos byvoorbeeld hierdie is 'n karee wat hier staan. Ek herken hom aan sy blare. En dan kyk hierdie hoë een met die fyn blare. Dis een of ander tipe apiesdoorn en so aan. En kyk, maar jy weet, kyk hier, dis mooi. Mooi hierdie ou willevybome ook wat hier staan ook. Dit is nie, ek wys nie 2 keer dieselfde boom vir julle nie. Dis elke keer 'n ander ene. So ja, ek het net gedink ek wil julle maar net bietjie wys hierso. Ja, wat mooi. Kijk hè. Fietsry, ja. Hierso is 'n syplek vir die wild en watervoorsiening. Die krib is so gebou dat die varke ook daar kan in. En dan hierso so voerbak en so aan. En hierdie is vir soutlekke en so aan, melasse en dinge. En dan hierso is ook 'n waterkrippie. En dan hierso is die skuiling. So van hier af daar in die waterkrib toe kan jy met 'n boog ook skiet as jy wil. So 'n paar gereedskap en 'n trekker en so aan. Ek gaan nie eers moeite doen om af te klim om dit alles af te neem nie. Harde kool. Oh, hier zit klompie wild. Waar hier zo. Dit is die bellebees. Ja, ver is zebras. So hierdie is 'n vangkraal. Hier al met die pale om kom seile op. En as die wild nou hier inkom, jy sit nou voer, hier is water. Dan sit jy nou voer en dinge hier. En dan kan jy hulle hier vang en dan kan jy nou 'n trokkie trek en hulle opjag. So hierdie is 'n vangkraal. Lekker koel watertjies. Lekker koel watertjies, professor. Wees slim, skryf in. Ons is op 'n herbesoek op hierdie plaas. Die vorige keer wat ons hier was, sal julle onthou of as julle die video kyk, was hier 'n verskriklike veldbrand. Alles was swart gewees. Hier en die gevolge daarvan is die gras het pragtig. Kyk, veldbrand is goed vir veldbestuur. Die gras, kyk hoe pragtig staan die gras nou hierso. Aan die bome kan jy sien. Die bome wat doodgebrand het. Kyk hierso. Maar dit loop weer uit. So soos die veld nou lyk is baie mooi. Kyk hierso, hoe staan die gras hierso. Is nou
vroeg September, dit het nog nie gereën nie. Dis warm. So die reën moet nou nog kom. Maar kyk hoe staan die gras hierso en die dooie bome soos dit gebrand het na daai veldbrand. OK, dis 'n herbesoek. Ek gaan julle nie alles in detail weer wys nie. My oupa se gunsteling Nee, was so maklik kon op hom raak. nou ek het kyk hier. Een respons het wat jy klaar opgetik het, wat jy maar van gestuur en toe vat ek op hom. Hier is ons nou weer by die kampie. Baie basies, maar baie mooi onder die groot boom en so. Ag, ek gaan nou nie weer hier ingaan en alles nie. Die eerste video wys dit in detail. Maar is hier lekker onder die koelte bome en so aan. OK. Ek is hier naby Northam op 'n plaas en hier's 'n interessante plant wat ek nie ken nie, wat ek vir julle wil wys. Hier was 'n veldbrand gewees, so jy kan sien die veld begin nou weer uitloop en so aan. En hierdie is toe nou vir my 'n interessante plant, omdat hy nou so hoog staan en so aan. Het lyk of het, ek weet nie of dit 'n tipe leliegedoente kan wees nie. En dan hierdie blommetjies. So, ja, maar net vir my interessant. Ek weet nie as daar een van julle is wat hom ken, wat hom identifiseer, sal ek waardeer as julle vir my sê wat se plant dit is. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.